Multiple choice. Okay, so die eerste vraag daar gaan nou oor vektore. Okay, so vektore was 'n hoofstuk wat jy moet doen. Dit was 'n voorbereidingshoofstuk vir Newton. Jy het vektor en jy het 'n skalaar. 'n Vektor is 'n fisiese hoeveelheid met grootte en 'n rigting. Skalaar het net grootte. Okay? Dan 'n vektor wys jy met 'n pyltjie. En dan het ons ook gepraat van resultante vektore. Okay? So vinnige recap. Ek het jou gesê gaan 'n recap doen, so ek weet nie of jy die bladsy langsaan wil gebruik vir so 'n recap opsomming van wat ek sê nie. Your choice. Okay? So sê nou maar jy het 'n vektor daarop en 'n vektor daar regs. Wat sal hulle resultante vektor wees met behulp van die parallelogram metode? Gaan hy daar wees as die resultante vektor. Reg, kan jy sien hierdie twee vektore het by dieselfde punt begin, parallelogram metode. Ons het ook kop aan stert metode gehad. So eers het dit gebeur, dan het dit gebeur. Kop aan stert metode, eers dan dit. Waar sal die resultante vektor van hierdie een wees? Ook daar. Maar let op vir my asseblief die verskil. Hierdie is op regs en sy resultante vektor is daar, nie een van die pyle wys na mekaar nie. Hier wys hierdie twee pyle na mekaar. So dit sê vir my, een van hierdie twee goed is die resultante vektor. Okay, maar die twee pyle wys in dieselfde rigting. Okay? Ons het ook gehad die driehoek van kragte of die geslote vektor diagram. Wat was dit nou weer? Dit is as jy 3 vektore het wat in ewewig is, dan kan jy hulle teken die sye van 'n driehoek, maar die pyle wys nie na mekaar toe nie. So hier is dit vektor 1 en 2 en hierdie is 'n resultante vektor van 1 en 2 en hier is dit vektor 1, 2 en 3. Nie een van hulle is 'n resultant nie. Okay, hulle is 3 verskillende vektore en die voorwerp is in ewewig. So dit beteken een van hierdie vektore is 'n ekwilibriant. Okay, goed. As 'n vektor as 'n voorwerp in ewewig is, dan is die resultant mos gelyk aan 0. Okay. Goed, nou vra hulle vir jou by 1.1. Beskou die volgende vektordiagram. Okay, so daar het ons hy, dan het ons hy en ons het hom en hulle sê vir jou daai is 90 grade en daar is A, B en C. Nou vra hulle vir jou die vektor wat die resultant van die ander twee verteenwoordig is. So hulle sê vir jou een van hierdie twee van hierdie drie, askies, is die vektore wat plaasgevind het en een is die resultant van daardie twee vektore. Okay, so nou ek het jou 'n bietjie agtergrond hier gegee, maar sê nou maar jy kom in die eksamen. As jy so wat een is dit. Dan kan jy kyk, jy sê goed, kom ons speel 'n speletjie van wat as. Wat as hierdie ene en daai ene die twee vektore was? Wat sou hulle resultant gewees het? Daarop. Is dit soos wat die prentjie lyk? Nee. Okay. So dit beteken hierdie is mos nou A, B, C. So dit beteken as ek gedink het C, A is die resultant, is dit verkeerd. Dis nie hulle resultant nie. Okay? So ek het nou gekyk na die een wat opgaan en die een wat so gaan. Kom ek kyk na die een wat opgaan en die een wat so gaan. Wat sal hulle resultant wees? Wel, soos asof sê nou maar jy sê jy het 'n teddybeer daar. En iemand stoot dit op en iemand stoot dit daar. Waartoe gaan die teddybeer gaan? Soontoe. Is dit wat deur daai verteenwoordig word? Nee, hierdie ene gaan regs. Hierdie gaan op. So dis definitief B, C nie. Okay? Ons kyk nog eene wat as ons gekyk het na, ek wil net gaan na al my opsies kyk. Okay. Kom ons kyk as ek nou het hierdie vektor BC en dan hierdie vektor CA. Wat sal hulle resultante vektor wees? Kan julle sien hierdie is 'n kop aan stert. Eers het hierdie persoon so geloop, toe het die persoon daar geloop. Wat is die resultante vektor? Dit is van begin tot einde. So vir hulle twee is die resultante vektor van daar tot daar. Is dit hoe my driehoek lyk? My mag nie dis soos my driehoek lyk. En nou is my vraag, is die resultant, ons nou uitgefigure hierdie is die resultant, is dit B na A of A na B? In wat se rigting wys jou pyltjie? B na A. So die resultante vektor is B A en daarom is die antwoord D.
Yes, moet ek iets vir iemand oor sê? Goed, volgende ene, 1.2 sê hulle. 'n seun stoot 'n speelgoedkarretjie na regs met 'n krag FA met 'n grootte van 30 Newton. Die wrywingskrag is 10 Newton, soos hieronder aangedui. Die Newton se derde krag wat op die seun deur die speelding inwerk is. Nou, as hulle enigiets sê van Newton se derde wet, dan ignoreer jy die stoot. Heeltemal. Of die ding nou beweeg of nie beweeg nie, of hy aftrond gaan of opgaan of vlieg of wat ek al, jy gaan nie om nie. Hulle vra vir jou, die Newton derde wet se krag van wat? So die krag van wat op die seun deur die speelding inwerk. So dit is speelding op seun. En hulle vra wat is sy Newton derde wet se reaksiekrag? Wat sê Newton 3 nou weer? Wanneer 'n voorwerp A B 'n krag op voorwerp A uitoefen, oefen A op B dieselfde krag in teenoorgestelde rigting. Sê met my? Newton derde wet wat jy moet gaan leer. So hulle sê vir jou, hulle wil weet wat is die reaksiekrag van speelding op seun. So dan al wat jy doen is jy sê goed, dan ruil ek hierdie twee goed om. Dan sê ek, so ek soek vir die krag van die seun op speelding. Okay. So jy worry nie oor die storie nie, wrywing, niks nie. Jy gaan ruil net daai twee goeders om. Okay, so sien nou daarso. Speelding op seun op speelding. Hulle sê vir jou, die seun oefen 'n krag van 30 Newton op die speelding. So dit beteken die speelding op die seun, so die seun op die speelding is 30 Newton. Op die seun deur die speelding inwerk. Wat op die seun deur die speelding inwerk. Okay, so die speelding oefen 'n krag van wat op die seun uit? Links of regs? Links. So die krag wat die seun op die speelding uitwerk is? Och, jene, sien ek nou die bewoning verkeerd. Anyway, jene sal regs wees. Maar wat het hulle gevra? Wat is Newton se derde wet krag wat op die seun deur die speelding inwerk? So dit is die linkerkantste een, so die antwoord is 1.2D. Sien jy hom? Okay. Goed, vraag 1.3 sê hulle. 'n voorwerp word teen 'n konstante snelheid na regs getrek deur 'n krag E wat 'n hoek van 30 grade met die horisontaal inwerk. Die kinetiese wrywingskoëffisiënt is 0.1. Okay, nou wil ek gou vinnig stop by daai kragte diagram wat hulle vir jou daar geteken het. Nou, ons het meeste van die tyd het ons vrye liggaamsdiagramme gedoen. Okay, maar jy moet ook 'n kragte diagram kan teken. So wat is die verskil? 'n kragte diagram teken jy die voorwerp en dan teken jy die krag van waar af hy inwerk. So gravitasiekrag is van tussen volgens Newton se gravitasie by die vierde wet. Enige twee voorwerpe in die heelal oefen 'n krag op mekaar uit, direk ewenredig aan die produk van hulle massas en omgekeerd ewenredig tussen met die afstand tussen hulle middelpunte kwadraat, tussen hulle middelpunte. So die aarde is tussen jou middelpunt en die aarde se middelpunt. So daarom teken jy weer vanaf die middelpunt van die voorwerp. Die toegepaste krag, daai is 'n toukie of wat ook al, hy raak aan die oppervlakte van die blokkie, so hy is van die oppervlak. Normaal krag is wat? Die krag wat die oppervlakte, die tafel of die wat ook al op die voorwerp uitoefen. So die tafel raak daar aan die blokkie, so hy is vanaf die tafel. Kan jy sien? Okay. Goed, nou sê hulle vir jou, daar is nou F, daar is 30 grade, en hulle wil weet die grootte van die wrywingskrag. Ok, nou sê hulle vir jou, dit is Newtons, hulle sê dit beweeg teen 'n konstante snelheid. Watter wet is dit, Leandri? Kan jy vir my sê? Een voorwerp sal. Ja, een voorwerp sal voorraad en een konstante snelheid. Of? Dit sy nie 0 meter. Prachtig, is as ek zoiets gehad het, het ek weer gegeen. Sê weer? Nee, son? Ok, konstante snelheid. Nou, as jy sommetjie moes doen, nee, dan moet jy begin met hierdie formule, en daarna sê jy, ok, goed, dis konstante snelheid, wat beteken die versnelling is 0, wat beteken F net is gelyk aan 0. Ok, so jy moet daai skryf en dan vul jy jou 0 in, daar is 2 punte wat jy kry. Ok, kan nie net dadelik begin met F net is gelyk aan 0 nie. Nou, wat ek nie so gedoen het nie,
So ek het nie my kragtediagram gaan opsplit nie, ek gaan dit gou nou doen. So ek het W, ek het normaalkrag, ek het F en ek gaan hom opsplit in 'n X en in 'n Y komponent en dan het ek die wrywingskrag. Okay? Dan die vraag was die wrywingskrag, so ek soek hom en daar's nog 'n krag wat regs beweeg, staane en hy is almal in dieselfde rigting. Nou, mag ek sê sy weer normaalkrag is gelyk aan gravitasiekrag. Hoekom nie? Want gravitasiekrag is konstant, maar die krag wat jy omtrek of stoot is nie konstant. Jy is reg, maar jy sê nog steeds nie wat ek wil hoor nie. En weer, hoekom mag ek nie sê normaalkrag is gelyk aan W nie? Want daar die gravitasiekrag hang af en wat se hoek hy werk as die dalk is daar ander kragte wat daarin werk so dan. Is daar 'n ander krag wat inwerk? Ja. Ja, dis die toegepaste krag en hy trek hom 'n bietjie op wat maak dat die normaalkrag nie so groot is nie. So gravitasiekrag wat af is gaan gelyk wees aan normaalkrag plus die y-komponent. Sien jy met my? Okay. Goed, nou vra hulle vir jou, hoe bereken jy die wrywingskrag? Okay, so ek kyk nou hier na my geel kragte, want wrywingskrag is in die geel rigting. Okay, so, wag, voordat ek dit doen, gaan ek eers na 'n ander opsie kyk. Ek gaan eers sê, goed, daar's 'n formule om wrywing uit te werk. Daar is die formule. Nee? Goed, kom ons kyk gou vinnig, die wrywingskoëffisiënt is 0,1. Wat is normaalkrag? Ek kan nie sê hy is gelyk aan die gravitasie-krag nie, want hulle is nie die enigste twee kragte wat daar is nie. Okay, wat ek kan sê, thought bubble, Fi plus Fn is gelyk aan Fg. So die op en die op is gelyk aan die af. Okay, so wat ek kan sê is die normaalkrag is Fg minus Fi. Ja? Okay, so as ek dit vat en ek vul hom hier in, daarin en ek vul hom daarin, dan kry ek hakie Fg minus Fi. Nou voordat ek aangaan met my werk, wil ek gaan loer na my opsies. Lyk hierdie vir my soos een van my opsies wat ek gaan gebruik? Nogals, want 3 van die opsies sê 0,1 en dan 'n hakie met goeters. Okay, maar daai goeters is klaar uitgebrei. So ek moet nou hierdie eers uitbrei. Sê reg, hierdie is 0,1. Hoe bereken ek nou weer Fg? Massa maal G, nou loer ek na my opsies, is daar 'n massa maal G? Nee. Hulle praat net van 'n W. Okay, so gaan sê W. Hoe bereken ek nou weer Fi? Kom kyk gou vinnig. Ek kan net hierna toe gaan. X. I gaan wees teenoorstaande oorskynsy, dis sin. So dit is F sin, praat hulle van 30 grade. 30 grade. Okay. Nou dink ek het dit min of meer gemaak soos wat hulle gesê het. Nou loer ek. Sien jy my opsies? Nee. So gaan ek raai en sê, "Sjoe, dis of A of C." Want dit lyk die naaste soos my ding sê mou. Kom ek gaan met daai ene. Nee. Okay. Nou juffrou, jy weet waartoe ons gaan. Hoekom het jy die hele ding gedoen? Want ek wil jou reken. Onthou, hoe doen ons nou weer al hierdie dinge? Dis hoekom ek daar gestop het. Ek het geweet ons gaan daar stop. Net stop, nie soos force fire. Okay? So kan jy onthou al hierdie dinge? Ja. Lei daar 'n klokkie agter in jou kop. Doer. Okay, maar nou kom ek hier. Dit is nie een van my opsies nie. En sê ek, okay, wat nou? Weet jy, hulle het vir jou gesê beweeg in 'n konstante snelheid. Okay, en konstante snelheid maak dinge gewoonlik makliker. Want as ek kyk hierso, sien ek hier is die enigste twee geel kragte. Links en regs. Dis die enigste twee. Die ding beweeg in 'n konstante snelheid wat beteken dat hierdie twee gelyk moet wees aan mekaar. So, F moet net gelyk wees aan Fx. En hoe bereken ek Fx? Dit gaan wees F,
cos van theta. Is daai 'n opsie vir my? Maggies B is die antwoord. Okay, so jy hoef nie al die werk te gedoen het nie. Ek het dit net gedoen om jou te herinner van Newton se wette. Okay. Kan ek maar weggaan. Kom ons lees lank vraag 1.4 terwyl ons skryf. Sê twee identiese stilstaande geladen deeltjies K1 met 'n lading van dit en K2 met 'n lading van dat, oefen 'n krag van F op mekaar uit. Die twee deeltjies word nou toegelaat om kontak te maak. Wat gebeur nou as hulle kontak maak? Daar's 'n oordrag van elektrone totdat hulle gelyk is. Okay. Goed. Daarna word hulle teruggeneem na hulle oorspronklike posisies. Watter kombinasie beskryf die korrekte grootte en rigting van die nuwe krag wat die deeltjies op mekaar uitoefen in vergelyking met die oorspronklike krag? Okay, nou het hulle vir jou die oorspronklike krag gegee. Nee, nee. Okay, so jy moet eers die oorspronklike krag gaan uitwerk sodat jy die nuwe krag kan uitwerk sodat jy kan sê is dit nou groter of is dit nou kleiner. Okay. So kom ons kyk gou vinnig. Hulle sê vir jou, jy het daar, 1 en 2. 1 en 2. Hierdie ene is positief 4 nanocoulomb, hierdie ene is minus 6 nanocoulomb en hulle is 'n afstand van mekaar af, ek weet nie wat nie. En hulle kan mekaar raak. Maar eers wil ek weet wat is die krag tussen hulle. Nou hulle sê nie vir my die afstand tussen hulle nie. So ek gaan hierdie vir my so maklik as moontlik maak. Ek gaan sê kom ek sê die afstand tussen hulle is 1. Dan as ek die krag moet gaan uitwerk, hoe bereken ons krag? Dis K1 Q2 oor R kwadraat. Nou, die K gaan in die tweede scenario ook dieselfde bly. So ek kan nou gaan invul 9 maal 10 to die mag 9, maar dit is 'n waste of time. Ek gaan sê kom vir hierdie somme, ons sê K is 1 en R is 1. Dan het ek vir hierdie krag 1 maal met 4 maal met 6 oor 1 kwadraat gee vir my 24. Nou raak hulle aan mekaar. Okay. Ekskuus, en ek wil net gesê hier, Newton, en hierdie is positief 4 en hierdie is negatief 6. Positief en negatief trek mekaar aan. So hierdie ene is aantrekkend of na mekaar of wat ook al. Nou raak hulle aan mekaar. So nou gaan ons 'n nuwe lading kry. So dit gaan wees positief 4 plus minus 6 oor 2. Positief 4 minus 6 gee vir jou minus 2 gedeel deur 2 gee vir jou minus 1 nanocoulomb elk. Okay. Nou die nuwe krag. Nuwe krag is K Q1 Q2 oor R kwadraat. Ek's nou baie volledig, né? Jy hoef nou nie so volledig te wees te skryf nie. K is nog steeds 1 is 'n konstante. Nou het ons 1 oor 1 kwadraat. Want al twee se kragte is ons nou minus 1 en minus 1. Jy vul nie minus daarin nie. So 1 oor 1 gee vir jou 1. Okay? So jy kan klaar sien die krag is nou kleiner. En hier elke ene is nou minus 1. Wat doen negatief en negatief? Stoot mekaar af. So dit is nou weg of afstotend. So die krag is kleiner van 24 tot 1 is die krag kleiner. So is of A of B en hulle is weg van mekaar af, daarom is die antwoord B. Okay. So multiple choice toets ons jou kennis oor die hele hoofstuk. Okay, dit is nie wie kan die beste raai nie. Ek sê dit elke flipping keer. Jy raai nie. Kan jy sien dat ek omtrent okay, laat ek nou vir 3 somme 'n bladsy gebruik, maar ek kon eintlik vir 2 somme 'n bladsy gebruik het. Gebruik jou bladsye, teken jou prentjies, skryf die formules. Asseblief, ek baken daarop, letterlik, soos ek tel die bladsye dat jy genoeg bladsye het. Tensy jy nou so groot soos 'n reeks skryf, maar gebruik dit. 1.5 sê hulle vir jou. Wat in een van die volgende grafieke toon die korrekte verband tussen die elektrostatiese krag en die afstand van die twee ladings in Coulomb se wet. Okay, so Coulomb se wet is wat ons nou net gedoen het. F K Q oor R kwadraat. Wat vra hulle vir jou? Die verhouding tussen krag en die afstand.
So as ek hierdie goeders uitkanselleer, dan gaan dit 1/r². Is julle met my? Hierdie kan ek op 2 maniere teken. Ek kan of vergelyk krag met r², of ek kan vergelyk krag met 1/r². As ek dit so vergelyk, dan lees ek hierdie as, krag is omgekeerd eweredig aan die afstand kwadraat. Omgekeerd eweredig lyk so. As ek hom so het, dan sê ek, krag is direk eweredig aan die breek van 1/r². Okay, en hoe lyk direk eweredig? So. So daar is my 2 opsies waarvoor ek kyk, en as ek so loer, dan sien ek die antwoord moet wees D. Ja? Kyk, vraag 1.6. As ek jou heeltemal verloor het, moet jou hand opsteek, né? 1.6 sê, in die volgende skets word die noordpool van 'n magneet in 'n spoel ingedruk. Watter kombinasie hieronder is korrek vir die magnetiese pool wat by X geïndiseer word? Kan jy sien, X is heel aan die ander kant. As ook die rigting van die geïndiseerde stroom, nou moet jy mooi lees, geïndiseerde stroom deur die galvanometer. Okay, tussen punte I en Z. So nie deur die eksterne stroombaan nie, deur die komponent. So dat jy op 2 plekke probeer vang. Okay? So ons het noord daar, dan het ek my, wat noem jy nou weer hierdie besigheid, het so sirkel dinges met sulke loopie loops oor het? Kan jy onthou, ek so snyf. Sê weer? Vraggies, Pieter, jy weet iets. Terus op jou hoor. Ja. Ek mag dalk of Pieter iets sinvol sê. Okay, goed. Nou, jy het in hierdie jaar 2 hande gehad. 2 regterhande. Jy so regterhand gehad en jy so regterhand gehad. Hierdie regterhand was as jy 'n draadjie het, dan was jy in die rigting van die stroom. Wat is die rigting van 'n stroom nou weer? Van positief tot negatief of negatief tot positief? Positief negatief. So rigting van die stroom is van positief tot negatief. En dan hierdie was jou magneetveld. Okay, en hy het vir jou noord gewys, na noord toe gegaan. En hierdie was as jy baie draadjies gehad het, van positief tot negatief, en hierdie wys dan vir jou noord. Kyk, sê met my. Goed. Nou, druk hulle hierdie ding hierso in. Hierdie is die elektromagnetiese induksie. Elektromagnetiese induksie is wat jy mag 2 magneetvelde relatief tot mekaar beweeg en dan indiseer induksie. Indiseer dit 'n elektriese stroom. En ek het jou gesê hierdie is soos 'n vrou. Stuur jy die noordpool nader, dan raak hy 'n suidpool. Trek jy die noordpool weg, dan raak dit 'n noordpool. So doen die opposite as wat jy wil hê hulle moet doen. So as ons hier in noord indruk, wat gebeur? Dan indiseer jy hierso 'n suid. Ag nee, suid nie, 'n noord, ekskuus. En nou word daai kant 'n suid. Okay, so daar weet ons klaar wat is X, want hierso was X gewees, X is suid. En nou wil hulle weet, maar wat gaan hier gebeur? Okay, so hulle vra nie vir jou wat gaan hier gebeur, die rigting van die stroom van Y na Z nie. Hulle wil weet wat is hierdeur. Okay, so ek wil jy almal haal jou regterhand uit. En ek het gesê jou duim wys nou weer watter kant toe? Jou duim wys noord. Okay, en kan jy sien die draadjies gaan so op? Ja? Okay, so die draadjies gaan so. Wat beteken ek het gesê dit gaan van waar tot waar nou weer? Van positief tot negatief. So van my hand is hier van positief tot negatief. So hier is die negatief, hier is die positief. Jy met my? Jy skryf vir jou positief en negatief. Positief, negatief. So in die galvanometer gaan dit van Y na Z of Z na Y drie gaan. En dan gaan jy probeer uitvang nou. Sê weer? Okay, ek het so probeer uitvang, maar toe vang jy jouself uit. Van Y na Z. So sê gou vir my, in die eksterne stroombaan gaan die stroom so en in die galvanometer gaan die stroom so. In die eksterne stroombaan
gaan die stroom so en hierdeur gaan die stroom so. Dit maak sin nie. Dan moet jy dieselfde rigting beweeg. So die eksterne stroombaan gaan hy so deur die galvanometer gaan dit van negatief na positief. En die stroom beweeg dit so en hierdeur gaan hy van Z na I. Weet my? Okay, so die antwoord is C. En so die stroom gaan daar. Okay. 1.7 sê dit vir jou. Die diagram hieronder toon twee gloeilampe X en Y en sê dit gekoppel met 'n battery met interne weglaatbare interne weerstand. As gloeilamp X helderder as gloeilamp Y, ons sê brand, dan is die. Okay, goed. Nou ek het jou gesê helderheid het te doen met die drywing. Helderheid het te doen met die drywing. En drywing is al 4 formules. Daar is W oor T, daar is V maal I, daar is V kwadraat oor R en daar is I kwadraat maal met R. Iemand check my net of ek reg is asseblief. Okay. So het julle gecheck? Ja. Magies. Okay. Goed, so daar is die 4 formules waarna ons gaan kyk. Nou as ek kyk na my stroombaan, ek sê altyd vir jou sit regop. Kan ek ons laat ons Nee. Okay. Sorry julle, my X en my Y lyk baie dieselfde. Daar is 'n X en hier is 'n Y. Goed. Hierdie is 'n serie stroombaan. Het hulle vir my gesê die twee gloeilampe is identies? Lees 'n bietjie die vraag daar. Nee, hulle het nie. So jy kan nie sê die twee is ewe groot nie. Okay, so kom ons kyk wat kan ek sê. Hierdie is 'n serie stroombaan, so hy gaan so. Die stroom. So wat weet ek? Die stroom hierdeur is die totale stroom en die stroom hierdeur is die totale stroom. So die twee strome is presies dieselfde. En jy gaan altyd by so 'n ding iets gaan soek wat dieselfde is vir albei. Nou vra hulle vir jou vir drywing. Okay, en met stroom in. So nie daai nie, daai net stroom in, daai net stroom in. Okay, so ek gaan of na hierdie formule gaan kyk of na daai formule gaan kyk. Nou gaan kyk ek na die ander opsies. Skieso? Hy praat oor volts, hy praat oor weerstand. Ek weet nie of hulle weerstand dieselfde is nie. Ek dink nie dit is nie, want hulle sê dit nie. En ek weet die volts hier gaan opsplit daar en daar so. So hulle volts gaan nie dieselfde wees nie, want hang af van hulle weerstand of dit dieselfde. Okay, so kom ons kyk of die vraag vir my klou gee. Dit sê daar. Hulle sê vir jou, sorry. Die helderheid van X is meer as die helderheid van Y. Okay, so wat weet ek as ek hierna kyk, is die volts van X gaan meer wees as die volts van Y, of as ek hierna kyk, is die weerstand van X gaan groter wees as die weerstand van Y. Hoekom? Want in hierdie formule is P direk evenredig aan V en in hierdie formule is P direk evenredig aan R. Juffrou, hoekom kyk jy nie na die stroom nie, want dit is uitgefigure die stroom is konstant. So as hulle vir my sê, die helderheid van X is groter as die helderheid van Y, dan kan ek aanneem, die volts van X is groter as die volts van Y, of die weerstand van X is groter as die weerstand van Y. Dus kan my opsies, hulle sê, die stroom, ons weet nou klaar, die stroom is dieselfde, so dit is nie A of B nie. C, die weerstand van X is kleiner as die van Y. Nee, die weerstand van X is groter as die van Y. Yes. So die antwoord is B. Okay. Vraag 1.8 sê hulle vir jou. Elektriese lampe A en B is gemerk. A is gemerk 100 watts. 200 volts en B is gemerk 100 watts, 100 volts. Nou dit is as jy hom koop, dan kyk jy die pakkie so, die boksie. En dan sê hulle vir jou, wat hulle hier bedoel is, as hy gekonnekteer word aan 200 volts, dan gee hy vir jou 100 watts. As hy gekonnekteer is aan 100 volts, gee hy vir jou 100 watts. Okay? So dit is sy maksimum potensiaal wat hulle vir jou kan gee. Nou vra hulle vir jou, watter stelling is korrek rakende die drywing wat A en B gelewer word? Drywing is P en hy word gemeet in watts.
Ons kan sien hulle wattage is dieselfde, hulle gaan met dieselfde helderheid gloei. So die antwoord daar is B. Okay, dan 1.9 is julle die vorm van hierdie ouetjie. Wat is daai ouetjie se naam, Pieter? Beeste gee dit af, vliegtuigs gee dit af, sprei gee dit af, jy gee dit af. Metaangas. Okay. En jy kan sien koolstof is in groep 14. Hy het 4 valens elektrone en waterstof is in groep 1. Hy het 1 valens elektron. Wat sal sy vorm wees, Dian? Ja, dit sal wees tetrahydries. Die antwoord is B vir Bobbejaan. Okay, laaste vraag daar is julle vir jou. Die grafiek hieronder toon die kookpunte van 4 verskillende verbindings. Watter verbinding het die hoogste dampdruk? Okay, so dampdruk. Kan jy, Linden, vir die klas verduidelik, wat is dampdruk nou weer? Vloeistof na gas. En as hy dieselfde is as die atmosferiese druk, dan is dit kook. Jy het 'n idee, maar jy gaan nie punte daarvoor kry net so eksamen nie. Dampdruk is die druk van die dampdeeltjies op die kante van die houer. Okay? So in 'n geslote stelsel. So as jy 'n pot het en jy sit 'n deksel op en jy kook die water, dan begin jou pot se deksel so te maak. Hoekom? Want die water verdamp en daai dampdeeltjies druk teen mekaar en teen die kante van die houer en dan begin jou deksel so te maak. Dampdruk, die druk van die damp in 'n geslote stelsel teen die kante van die houer. Okay. Goed, nou sê nou maar ons het Ardo. Jy met my. Sê nou maar ons het olie wat jy kook versus water wat jy kook. Watter een gaan by 75 grade Celsius 'n hoër dampdruk hê? Okay, hoekom? Wat? Het jy ooit olie gekook? Om chips te maak, popcorn te maak, enigiets? Okay, jou huiswerk is om olie te gaan kook vanmiddag, né? Nee? Ja, verseker, as jy sy vinger aandruk, nou dit is nie my instruksie nie. Kyk. Goed, so, ekskuus tog. Die van julle wat al olie gekook het, luister laat ek klaar. Is olie gaan baie stadiger verdamp want sy intermolekulêre kragte is sterker. Water gaan baie vinniger verdamp want sy intermolekulêre kragte is swakker. So hulle vra watter een se dampdruk is die hoogste? As jy kyk dan na kookpunt, dan is dit die een met die laagste kookpunt en die antwoord is W. So die antwoord is D. Kyk jou huiswerk, sal ek nou minder maak. Vraag 2. Dankie. Ek gaan net olie kook.